Teks vanmôre is Prediker 3, vers 1 tot by vers 15. Is 'n bekende gedeelte. En ons ken die prediker as 'n ou wat so bietjie negatief is oor die lewe, nê. Baie keer deur die prediker sal hy sê, dis net 'n gejaag na wind, alles. Maar in hierdie gedeelte kom sê hy die volgende vir ons. Hy sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeur, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, en 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daaraan niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sonder die mens, sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook alreeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdiges en onregverdiges. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. As 'n ou so die teks lees, my vriende, en jy kyk na die lewe in geheel, in sy volle geheel, dan voel dit mos maar asof die lewe 'n eindelose, meedoenlose herhaling van alles is, nê. Amper soos 'n hartklop. Toef,
doef, 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 doef. Dis opstaan in die oggend en werk toe gaan. En as die werk klaar is, gaan jy maar weer huis toe. Jy gaan lê en jy slaap, en jy staan maar weer op en gaan weer werk toe. Soos daai hartklop. Dan kom die vraag by 'n mens op, wat is die sin aan dit alles? Wat is die sin daaraan om net meedoenloos die een na die ander ding te herhaal in ons lewe? Die prediker sê op 'n ander punt in hoofstuk 4, dis alles net 'n gejaag na wind. Of is dit? Of is dit 'n gejaag na wind? Dis asof die prediker in hoofstuk 3 vir ons wil kom sê, kyk mooi na die wêreld om jou. Luister mooi en fyn na wat om jou aangaan. Alles het sy plek binne hierdie lewensritme. Die ritme van toef, 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 toef. Ek en jy het elke een ons plek in hierdie lewensritme. En niks is toevallig nie. Alles het sy plek en sy tyd. Want hierdie ritme is ook nie toevallig. Dit is deel van God se skepping. As ons teruggaan na Genesis 1, dan hoor ons hierdie ritme daarso. Dit was nag en dit was oggend en dit was die eerste dag. Dit was nag en dit was dag en dit was die eerste oggend. Doef, 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 doef. En die verrassende van hierdie lewensritme wat God gemaak het, is dat hy aan die einde van Genesis 1 in hoofstuk 31 sê, en dit was baie goed. Nie net goed nie, soos wat hy gesê het nadat hy elke liewe ding gemaak het nie. Nee, hier aan die einde, as hy terugkyk na hierdie ritme wat hy geskep het, hierdie lewensritme, sê hy, en dit was baie goed. En tog wil ons teenoor God uitroep, Here, wat is tog die sin van dit alles? Dis lewe, dis dood, dis vrede, dis oorlog, mooi en lelik, geboorte en dood, liefde en haat, huil en lag. Wat beteken dit alles? Vers 11 help ons, dink ek, om 'n bietjie perspektief hierop te kry. Want wat is dan nou mooi aan dood? Wat is dan nou mooi aan oorlog? Dat kan tog nie wees nie. En is asof die digter dan vir ons wil kom sê, ja, die lewe is vol teenstrydighede. Die lewe is onverstaanbaar. Maar elke ding het sy plek. Alles het God gepas gemaak op sy bepaalde tyd. Daarom sê die prediker, daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Vir my en jou mag al hierdie dinge geen sin maak nie. Want ons kan nie die breë prentjie sien nie.
Iemand verduidelik dit so, hy gebruik 'n prentjie en hy sê, jy hou dit so hier reg voor jou oë. Dis hoe die lewensritme vir ons lyk. En al wat jy sien is dalk 'n klompie swart kolle hier voor jou. Maar wanneer God na hierdie lewensritme kyk, dan sien hy die volle prentjie, die hele prentjie. Dan maak dit sin. Dis soos wat Paulus gesê het. Nou kyk ons in 'n dowwe spieël en ons verstaan nie en ons weet nie. Maar die prediker gaan ook verder en hy sê, hierdie lewensritme, ongeag of jy dit verstaan, ongeag of jy die groter prentjie sien, ongeag wat dit aan jou doen, hierdie lewensritme is 'n gawe van God om elke oomblik te geniet. Moenie probeer om dit uit te pleis nie. Jy gaan nie verstaan nie. En dan sê hy, gaan doen eerder net goed aan ander mense. Wees bly. Doen die goeie wat God gee. Wees realisties oor wie jy is en wat jy is en waar jy inpas. Moenie te veel van jouself dink en verwag nie. Niks ten opsigte van ons lewensritme is ooit permanent nie, dis tydelik. Daarom moet die gesindheid waarmee ek hierdie lewensritme leef, een van nederigheid wees. Doen wat jy kan. Leef die lewensritme. Eet, drink, geniet die goeie, ten spyte van al die inspanning. Want hierdie lewensritme, hierdie doef, is 'n gawe van God. Vers 14 sê, aan hierdie gawe van God en aan hierdie lewensritme kan ons niks verander nie, ons kan niks byvoeg nie, ons kan niks wegneem nie. So leef net die lewensritme. God het dit gedoen sodat ons uiteindelik ons sag vir hom sal hê. Ons eerbied aan hom sal betoon. Hy wat alles verstaan en ken en die groter prentjie sien en wat vir my en jou 'n plekkie binne hierdie ritme van die lewe gegee het. Gelukkig is daar ook meer aan hierdie lewensritme. Want, sê die prediker, God het aan ons ook 'n besef van die ewigheid gegee. God het ook vir ons 'n besef van die ewigheid gegee. Ons mag dalk nie God se werk verstaan nie. Ons mag dalk nie die misterie van hierdie lewensritme verstaan nie. Maar in hierdie lewensritme ontdek ons ook die ewige God. My lewe, my deelname, my bydra mag dalk beperk en tydelik wees. Vandag mag dit dalk iemand wees en môre vergeet. Maar ek vind nie sin en betekenis in hierdie lewensritme self nie. Maar die oomblik, as ek daardie besef binne my raak sien en die ewige God ontdek, dan kan ek in hierdie lewensritme van God leef. Ek vind betekenis en sin en vreugde, omdat ek weet God deel is van hierdie lewensritme. Jesus het self deel kom word van hierdie meedoenlose ritme,
van hierdie ritme van gebore word en sterf. Hierdie ritme van 1 jaar na 'n ander. Ek en jy hoef net in sy voetspore hierdie ritme te volg, om uiteindelik sin en betekenis in hierdie ritme van die lewe te beleef. Daar was destyds 'n advertensie op TV, ek dink dit was Nissan, waar hulle gesê het, dis nie oor die kar wat jy koop nie, maar die journey wat jy neem. En so is ons lewe ook. Alhoewel 'n bepaalde lewensritme, is dit 'n journey waarin ons die ewige God ontdek en uiteindelik ons lewe in dankbaarheid en in aanbidding aan hierdie ewige God leef. Selfs wanneer hierdie lewensritme te veel raak, te onverstaanbaar raak, ons nie weet hoekom goed gebeur. Kom ons leef 2026 binne hierdie lewensritme. Kom ons probeer nie uitpleis hoekom goed gebeur nie. Kom ons eet en drink en geniet die lewe. Die lewensritme as 'n gawe van God. Amen. Here, ons leef 'n lewe, 1 jaar kom en 1 jaar gaan verby. Dis maand na maand en week na week en dag na dag. En soms voel elke dag soos die ander. En dan gebeur daar dinge in ons lewe, omdat dit binne hierdie lewensritme pas, omdat U dit gepas gemaak het vir die lewensritme, wat ons geensins verstaan. Maar dankie Here, dankie dat U verstaan. Dankie dat U weet waar ons seer en ons pyn, ons vra, ons moedeloosheid binne hierdie lewensritme inpas. En help ons om maar net hierdie lewensritme te leef, te eet, te drink en die lewe te geniet wat U gegee het. Mag dit, Here, ons gebed wees vir 2026. Ons bid dit in U naam. Amen.